Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 9de April 2025. Ons doen die nuus in kollig en verskeie koerante word kortliks weergegee. En ons hoofopskrif vir vandag sê, skietery in Wynberghof, 1 man sterf. Die nuus hooftrekke vir vandag. Atleet sterf tydens 2 Oseane wedloop. Skietery in Wynberghof, 1 man dood. En Balola wil weet, hoekom stap DA nie uit R1 nie? Vrou vas wat goedere insmokkel by St. Albans tronk. Boegas voorlopig gesekwestreer. Afrikaanse nuus bly op TV. Springbok in Noord-Kaap sukkel met selfoonsyne. Die persoon wat gisteroggend in die Landdroshof in Wynberg doodgeskiet is moontlik gekoppel aan 'n bende verwante saak. Chaos het in die gange uitgebars toe die persoon buite die hof E en D op die 4de verdieping van die hofgebou doodgeskiet is. Die koerant het verneem, hy is tot 4 keer in sy kop geskiet. Die polisie het 'n moordsaak aanhangig gemaak na die voorval in die hofgebou in Kerkstraat. Die polisiewoordvoerder sê die man is op die toneel doodverklaar en die motief vir die moord maak deel uit van die polisie se ondersoek. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die oorledene was 'n staatsgetuie gewees. Die koerante het 'n naam vir die oorledene, maar kon dit teen druktyd nog nie bevestig het nie. Lydens die inligting in die oorledene, sy regsverteenwoordiger glo minute voor die voorval langs hom gesit. Hy het egter nat gereën en is gou na die badkamer om homself droog te maak. Die skote het geklap toe die regsverteenwoordiger badkamer toe is. 2 verdagte mans is glo op die grond laat lê, maar geen vuurwapens is by hulle gevind nie. Mense het beweer dat die aanvallers met 'n wit voertuig van die toneel af weggevlug het. Die polisie veroordeel hierdie voorval ten sterkste, aangesien dat die veiligheid en integriteit van die regstelsel ondermyn. Die polisie ondersoek tans die saak. Hulle ondersoek ook hoe dit moontlik is dat iemand met 'n vuurwapen by die hofgebou kon ingekom het. Die departement poog om ondersoek in te stel na beter beskerming van getuienis. Die hof was gister gesluit en sake is uitgestel. Verrigtinge sal na verwagting weer hervat word. Polisie vra dat enige iemand wat inligting oor hierdie saak het, die nommer 08600 1011 moet skakel. 'n Arbeidsterapeut van KwaZulu-Natal is Sondag tydens die 2 Oseane halfmarathon in Kaapstad oorlede. Darren Amer, wat 48 jaar oud was, van Everton, het volgens die 2 Oseane webtuiste die 10.55 km punt bereik met 'n tyd van 1 uur, 6 minute en 26 sekondes. Die voorsitter van die 2 Oseane marathon het gister gesê, 1 persoon is oorlede. Mediese personeel was volgens protokol daar om die atleet by te staan. Daar was ander voorvalle en die atleet is medies behandel en waar nodig na hospitale geneem. Daar word met elkeen van die atlete persoonlik gepraat en verslae word wel opgestel oor wat in hierdie geval skeef geloop het. Cindy Nokot het maandag op Facebook geskryf, mense sukkel om Amer se skielike dood in die 2 Oseane te verwerk. Nokot het aan haar huldeblyk op Facebook geskryf, Amer was ook 'n skrywer en dat sy op soveel maniere 'n talentvolle mens was. Die Epsworth het Dinsdag op Facebookblad van die Epsworthians past pupils in huldeblyk geskryf, Amer was in die klas van 1994 gewees. Baie sterkte vir hierdie familielede. As die DA nie uit die regering van nasionale eenheid wegstap nie, sal hy moet verduidelik waarom nie, so sê Fikile Mbalula, sekretaris-generaal van die ANC. Volgens hom moet die DA die skei dokumente indien dat hy die RNE gaan verlaat. Mbalula sê die ANC het ook nog nie 'n standpunt oor enige politieke party in die RNE geneem nie. Die DA inkluis. Die RNE se toekoms is onseker sedert die DA verlede week teen die fiskale raamwerk gestem het. Grootliks wens die BTW verhoging van 'n halwe persentasiepunt. Indien die DA wel uit die RNE stap, sal hy vervang word deur diegene wat in die RNE wil deelneem, het Balula aan die media gesê. Balula het gesê, die NWK het besluit hy sal die herset knoppie druk en met alle politieke partye in die RNE skakel, asook met partye wat nie in die RNE is nie. My dooie pyn met betrekking tot die begroting aan te pak. Die ANC se onderhandelingsspan sal oor 2 weke terugvoering aan die ANC se top 7 amptdraers moet gee. Mbalula sê daar is mense in die ANC wat nie saamstem met die DA se deelname aan die RNE nie.
John Steenhuisen het gister in sy hoedanigheid as DA-leier in 'n verklaring gesê die kiesers het 'n duidelike boodskap oorgedra dat enkelpartyregering verby is en dat geen party Suid-Afrika se beleidsrigting mag dikteer nie. Volgens hom was die DA duidelik en konsekwent oor sy standpunt oor die BTW. 'n Vrou is betrap toe sy glo verskeie ongemagtige items by die St. Albans gevangenis in Kibera probeer insmokkel het. Die vrou is Saterdagoggend omstreeks 10:30 tydens 'n roetine deursoeking betrap. Dagga, 'n selfoonlaaier en 'n paar oorfone is in die vrou se besit gevind. Gevangenisbeamptes het die valke gehelp met die uitvoering van 'n klopjag in die St. Albans gevangenis wat meer as 1900 mans gevangenes huisves. Verskeie selfone is gekonfiskeer wat vermoedelik met ontvoeringssake verbind kan word. Die ondersoek na moontlike verbintenis tussen die selfone en ontvoerings word nie net in Oos-London beperk nie, maar sluit ook ander dele van die provinsie in. Amptenare van die DKD het in September 2024 ook 'n klopjag in die tronk beslag gelê op verskeie items, waaronder minstens 7 selfone, meer as R4000 kontant, skerp voorwerpe, allerlei dwelms en televisiestelle. Die DKD beplan om selfoonsyne by die St. Albans gevangenis te blokkeer om te verhinder dat gevangenes selfone onwettig kan gebruik. Een van die beskuldigdes in die saak van die vermiste Jocelyn Smith van Middelpos by Diasville in Sandana is glo deur die polisie voorgesê om met sy 2 mede-beskuldigdes, Kelly Smith en haar kerel Jacqueline Boeta Apollos, as ook 'n vrou met die naam Makalima by Jocelyn se verdwyning te betrek. Sergeant David Fortuin, getuig in 'n binneverhoor, het gesê hy weet niks van Ryn se bewering dat hy op 4 Maart deur polisiebeamptes ontvoer en na Jacobsbaai geneem is nie. Dit is glo waar die aanranding op hom plaasgevind het. Ryn het nie geweet dat die 2 mense wat hom rygeleentheid uit Vredenburg na Saldanha aangebied het, is polisiebeamptes nie. Fortuin het getuig hy weet nie van die voorvalle of enige beserings wat Ryn ten tye van die voorvalle opgedoen het nie. Hy weet ook nie vir Apollos of Ryn na die seegrense eenheid se kantore geneem het of hoe laat hulle daar aangekom het nie. Fortuin het getuig hy kan nie antwoord nie omdat hy nie daar was nie. Volgens die polisieman was sy prioriteit om die eerste doelwit om Jocelyn te vind en is hoekom hy vir Ryn gevra het of hy weet waar Jocelyn is. Anthony Bogas, stigter van die Kleuterzone groep van skole, is in die Hooggeregs van Pretoria voorlopig gesekwestreer. Bogas, die enigste direkteur van Kleuterzone Operations Adams beperk, het lydens die aansoek op 23 Februarie na Bangkok, Thailand gevlug. Die regspan van die likwadeers het aangevoer, hulle het geen ander rede as om te glo Bogas is na Thailand en het besluit om nie terug te kom na Suid-Afrika nie. Hulle het die aansoek by Bogas sy jongste beskikbare adres probeer beteken en hom ook op verskeie platforms probeer kontak. Bankstate doen na bewering dat Bogas, wat bekendheid as voormalige sanger en televisieaanbieder verwerf het, wesenlike bedrag van maatskappygeld vir sy persoonlike uitgawes gebruik het. Volgens die likwidateurs het Bogas aktief beleggers gelok met die belofte dat hulle lae risiko geleentheid met hoë opbrengste belê. Meer as 1300 beleggers het minstens R130 miljoen saam belê. Daar word in die hofstukke beweer Bogas se kredietkaarttransaksies toon dat hy in die laaste 4 tot 6 maande sowat R3,7 miljoen na sy eie persoonlike bankrekening oorgeplaas het. Hy het glo bykans R10 miljoen uitgedobbel. Bogas moet teen die keerdatum van 3 Junie aandui hoekom die voorlopige sekwestrasie nie finaal deur die hof gemaak moet word nie. Die SAIK het in 'n verklaring bevestig dat daar nie die naweek 'n Afrikaanse TV-nuusbulletin was nie, maar skryf dit toe aan skeduleringsfoute. Ons wil die publiek en ons belanghebbendes verseker dat daar geen plan of besluit is om Afrikaanse nuus op TV te staak of dit minder van 'n prioriteit te maak nie. Lydens die verklaring sal die Afrikaanse nuus op weksdae om 20:30 op SABC 3 te sien wees en die naweekbulletins sal soos gebruiklik om 1800 op SABC 2 uitgesaai word. Die openbare uitsaaier sê in die nuwe inhoudstrategie is deel van sy planne vir die nuwe boekjaar en is daarop gemik om die taalaanbod Afrikaans inkluis te versterk. Korrupsie in die polisie moet uitgeroei word, sodat misdaad in Suid-Afrika meer doeltreffend beveg kan word, so het president Cyril Ramaphosa gister benadruk toe hy die eerste nasionale polisieberaad in Kempton Park toegespreek het. Ramaphosa sê korrupsie is egter 'n plaag wat geen aspek van die samelewing onaangeraak gelaat het nie, insluit in die polisie. Nie alle polisielede of offisiere is korrup nie, maar die gemeenskap wat ons dien,
verwoord dikwels se kommer dat 'n aantal polisielede wel korrup is. Ons moet dit takel. Ons moet op 'n sigbare manier kan begin om ons polisie van korrupsie en ander aktiwiteite te distansieer. Hy sê hy verwag dat die beraad die nodige aandag aan die bevordering van etiese gedrag, aanspreeklikheid en maatreëls sal wy om vertroue in wetstoepassing te herbou. Die Noord-Kaap het sedert maandagmiddag en deur die nag in verskeie dorpe oor die provinsie heen nog goeie reën gehad. In Springbok sukkel inwoners ook met selfoonsyne. 'n Woordvoerder van die Namakwa munisipaliteit sê benewens die synprobleme ondervind hierdie dorp ook kragonderbrekings en probleme met 'n watertoevoer. Eskom skryf die onderbrekings toe aan gere weeromstandighede wat aansienlike skade aan die kragnetwerk infrastruktuur aangerig het. Tegnisie is besig om aan die probleme aandag te gee, maar weens die weerstoestande en bemoeilikte toegang ondervind ons talle uitdagings, het die munisipaliteit gesê. Nog 'n swaar reënbui het maandagmiddag oor Springbok losgebars en strate en sommige ondernemings is erg oorstroom. Boere in die Kenhardt distrik wat op hede nog erge droogte toestande beleef het, was ook gister verlig nadat tussen 8 mm en 32 mm reën op sekere plekke geval het. Die droë Kuruman rivier wat deur die Kalahari kronkel het ook begin loop en het maandag oor die Boudenbrug gestroom. Inwoners van Bloemhof, Christiana en ander dorpe langs die Valrivier is al Sondag deur die Departement van Water en Sanitasie gewaarsku om hulle huise te ontruim omdat die watervlakke geweldig sal styg. Die Citruswerkersvereniging doen 'n beroep op die Suid-Afrikaanse regering om onmiddellike onderhandeling met die FSA te prioritiseer oor tariefverlagings of vrystellings op sitrus. Dit is dringend nodig om werkende en inkomsteverliese in die sitrusbedryf, Suid-Afrika se grootste landbou-uitvoerbedryf, te vermy, so 'n lyfverklaring van die vereniging. As 'n rugby-aanhanger is jy effens teleurgestel, want jy sou graag die beste Franse span teen die beste All Blacks span wou sien speel het. Kroon gaan vanjaar weer vir Waikato uitdraf, nadat hy die laaste van sy 50 toetse in 2017 gespeel het, toe hy die wêreldbeker toernooi 6 jaar tevore op tuisbodem in die All Blacks se wenspan was. Dit is 'n jaar sedert Scott Robertson as die All Blacks se nuwe afrigter aangestel is, dat Frankryk na Nieu-Seeland sal toer. Sy eerste 12 maande aan die stuur het 'n toetsreeks oorwinning oor Engeland en 'n oorwinning in Ierland ingesluit. Frans Steyn, afrigter van die Cheetahs, hoop om Saterdag in Bloemfontein in die SA beker wedstryd teen die SWD Arende aan agterlyn te sien wat sy ding sal kan doen. Hulle soek meer bestendigheid en wil terselfdertyd hulle kombinasies ook begin regkry. Hulle het baie beseerders reeds terug nadat daar in die begin van die reeks 18 spelers op die krikkelys was. Die Cheetahs is duidelik verlig nadat hulle die Griffins na 'n redelik stresvolle week met 38 teenoor 31 die afgelope naweek in Bloemfontein gewen het om aan die 4de plek op te skuif. Hulle sal die SWD Arende, wat nog net een van hulle 5 wedstryde gewen het, nie onderskat nie. Die SWD het ook goeie baldraers en opwindende buiteagterspelers. Ons moet op ons beste wees, ons skuld dit aan onsself en ons ondersteuners om vir 'n slag met 'n goeie vertoning vorendag te kom, het hy gesê. Steyn wil dit intussen nie te vroeg waag met die 8ste man, Jean-André Rudolph nie. Hy het sy knie teen die Pumas beseer en het reeds die afgelope 2 wedstryde misgeloop. Hy oefen reeds vol stoom, maar Steyn sê hy moet 100% fiks wees voor hy mag speel. Andy Farrell sê oorweeg die moontlikheid om spelers wat hulle klap rugby in Frankryk speel vir die opkomende toer na Australië by die groep in te sluit. Een van die spelers is sy seun Owen. Leo speel op 20 Junie teen Argentinië in Dublin, voordat hulle 8 dae later hulle eerste wedstryd teen die Western Force in Perth gaan speel. Owen het al 3 keer saam met die Leeu's getoer, maar die loskakel sukkel die afgelope seisoen met 'n liesbesering. Hy speel die eerste keer die seisoen vir Racing 92. Toe Farrell uitgevra is oor die moontlike insluiting van sy seun by die toergroep, het hy gesê dieselfde kriterium geld vir hom soos enige ander speler in die span. Die Engelsman Maro Itoje en Ierlands se Keelan Morris is die 2 groot aanspraakmakers om 'n leeuspan in Australië aan te voer. Die kaptein moet die respek van almal geniet. Hy moet op toer in alle aspekte op en van die veld die leier van die groep wees, het Farrell aan die media gesê. Daniel Medvedev het maandag sy plek in die tweede ronde van die Monte Carlo tennis toernooi bespreek, die voormalige wêreldnommer 8 Karen Khachanov met 7-5, 4-6 en 6-4 te wen. Nadat die 29-jarige Medvedev verlede maand vroeg in die Miami Open uitgeskakel was hy vasbeslote om die keer verder te vorder. Hy het na sy nederlaag in Miami sy plek in die top 10 verloor. Die Rus is op soek
na sy eerste titel op klei, sedert hy 2 jaar gelede die Roomse Ope gewen het. Die 11de gekeerde Ben Shelton het sy rieme styf teen die 42ste gekeerde Alejandro Davidovich styf geloop, terwyl aan die stryd tussen Novak Djokovic en Stan Wawrinka gaan plaasvind nie, nadat die Switser deel Alejandro Tabile verloor het. Shelton het met 6-7, 6-2, 6-1 teen die Spaanse teenstander vasgeval. Wawrinka was ook in die epiese stryd gewikkel, maar het met 1-6, 7-5 en 7-5 teen Chile sy Tabilo vasgeval. Die voormalige meesterskampioen Charles Schwartzel sal môre op die Augusta National met sy hernieude selfvertroue in sy spel aantree na sy pypvertoon die naweek in 'n LIV golftoernooi in Miami. Die 40-jarige Suid-Afrikaner het in erg winderige toestande op die Blue Monster baan 'n laaste ronde van 6 beter as die baansyfer aangeteken om 1 hou agter die wenner Australië se Mark Leishman te eindig. Vir Schwartzel was sy vertoning net wat hy nodig gehad het voordat hy weer van môre af 'n aanslag op die gesogte groen baadjie van die meesterskampioen sal loods. Op die Blue Monster, soos die Trump National Dorrelbaan al onbekend is, weet jy nooit wat kan gebeur nie. Ek het heel week goed gevoel, maar ek weet ook die baan kan vir jou enige oomblik kan laat klak. Junad Murad, die man wat in 'n stadium bestem was om die uitvoerende hoof van die WP se saak gevleuel te word, het homself uit die wedloop vir die verkiesing van amptdraers gehaal. Jy kan sekere veranderinge teweegbring as jy in 'n leierspos is, maar die proses waar daaruit te kom en die negativiteit wat daarmee gepaard gaan, staan my nie aan in terme van waar ek in my lewe is nie, het hy gesê. Die WPRI, wat in Oktober 2021 onder die administrasie van Saru geplaas is, gaan op 30 April nuwe amptdraers verkies. Kevin Kiewicz, Ronald Bantom en Ruben Malcolm het reeds aangedui dat hulle beskikbaar is vir die pos van president. Murad is bekommer dat die WPRI se grondwet in sy huidige gedaante opnuut tot magsvergrype sal kan lei. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for You, jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak, hulle sê jy voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons Weerburg Vriestreek lyk so: Messina 23-37, Polokwane 1928, Lepalale 21-33, Mbombela 19-32, Mahikeng 18-28, Pretoria 17-25, Johannesburg 20-26, Ermelo 14-22, Richards Bay 23-32, Pietermaritzburg 17-29, Durban 22-25, Port St. John's 20-24, Bethlehem 12-22, Bloemfontein 14-22, Allewal Noord 12-22, Welkom 17-25, Vryburg 16-27, Kimberley 14-24, Appington 16-25, Prieska 13-23, Springbok 13-23, Karasburg 14-25, Keetmanshoop 16-27, Mariental 17-29, Alexander Bay 16-21, Brandvlei 13-23, Loederits Bay 17-24, Vredendal 17-25, Kaapstad 17-18, Sutherland 10-19, George 17-20, Jeffreys Bay 18-21, Cabarra 19-24, Graafreinet 14-22, Oos-London 17-25, De Aar 13-22. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R19.76 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.71, die euro kos R21.62, die pond verhandel teen R25.20, die yen kos 14 sent, silwer verhandel teen R29.70 per fyn ons. Die prys van goud is $2,981 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $64.21 Amerikaanse sent per vat. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir julle toegewens.